Ek wil vanoggend gou saam met jou gesels oor die krag van lofprysing. Nou, lofprysing is niks anders as 'n emosie van vertroue in dit wat God kan vermag nie. Met ander woorde, in jou tyd van krisis, in jou tyd van nood, wanneer jy uitroep na die Here toe en in absolute geloofsoortuiging hom vertrou om in jou krisis of omstandigheid van nood jou te kan help, dan is dit lofprysing. Want jy is besig om die Here te vertrou vir jou krisis, vir jou omstandigheid, vir uitkoms vir jou omstandigheid. Ons sien dit in die lewe van Paulus en Silas toe hulle in die tronk gegooi is, vir dood. Hulle het die maksimum houe gekry en daar in 'n gat is hulle gegooi tussen dooie mense waar hulle letterlik aan die dood amper beswyk het. En soos wat hulle daar in daai donker gat was, het hulle albei begin om in geloofsoortuiging en vertroue 'n loflied te sing. Hoekom? Want hulle was oortuig van dit wat God kan doen, selfs in daai benarde omstandigheid. Wat doen God? God skud daai hele tronk uitmekaar uit. En Paulus en Silas is vry. Die tronkbewaarder kom kragtadig tot bekering. Dit alles omdat hulle gekies het om die Here te loof in hulle omstandigheid van nood en krisis. Habakuk 3 vers 17 sê 'n pragtige ding. Hy sê: al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes mislik, en die lande geen oes lewer nie, nogtans sal ek in my Here jubel, en sal ek juig in God my redder, want die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, en op hoë plekke laat hy my veilig loop. Hier is die proklamasie van geloof. Die Here my God gee vir my krag. Hy is die een wat vir my voorsien, wat vir my sorg en wat my sal red uit my oomblik van nood en krisis. Mag hierdie woord jou seën vandag.